Die lidmate is inwoners van die kerk op 'n rots. Hulle het 'n naam, hulle het 'n reputasie wat vas staan. Hulle het 'n belydenis agter in hulle psalmboeke, 'n belydenis wat al vir eeue die toets van die tyd weerstaan het. Hulle is die nageslag van die pioniers wat 'n universiteit, 'n Christelike universiteit, op 'n belydenis grondslag op die been gebring het. En daai geskiedenis is in 'n boek opgeteken, en die boek het die naam My erfenis is vir my mooi. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het vanoggend U naam bely en ons bid dat dit ons erns sal wees. Ons bid dat ons nie daardie naam ydelik op ons lippe neem nie, want ons het uit U wet gehoor wat U straf daarop sal wees. Ons bid dat U deur die Heilige Gees kragtig in ons harte sal werk, dat ons gedagtes in ons hart en ons verstand na bowe sal rig, en dat uit die verkondiging van die woord en uit die lees van die woord en deur die werking van die Heilige Gees daar lof en dank van ons tevoorskyn sal kom, en dat ons daardie naam wat ons bely het sal prys, soos ons dan nou vanoggend al 2 keer gesing het. Genadige God en Hemelse Vader, hierdie dinge kom nie van self nie, ons weet dit. En daarom bid ons ook op die voorspraak van ons Here Jesus Christus, dat deur daardie intrede van hom, dat die woord wat ons bring, dat dit vir hom welgevallig sal wees, en dat dit ingang sal vind in ons harte. En U weet onder watter aanslag die gelowiges en ook ons gemeente en ook elkeen van ons verkeer. Hoeveel dinge daar in die wêreld is wat ons aandag aftrek, en wat ons moet dit bely vir ons dikwels belangriker is, as om U naam te loof en te prys en te bely voor die mense. Ons bid om die vergifnis van sonde, want ons het dit nodig. Ons het dit nodig dat U vir ons nie sal straf soos ons dit verdien nie, maar dat U ons sal aansien soos U Seun Jesus Christus aansien in al sy heiligheid wat daar in ons plek staan. Ons bid dit in sy heilige naam. Amen. Goed, ons gaan voort met ons prediking uit die boek Openbaring, die 7 briewe wat die Here Jesus Christus deur die apostel aan 7 gemeentes in Klein-Asië gerig het. En weer eens lei ons dit in deur die agtergrond, soos dit in hoofstuk 1 vanaf vers 9 vir ons geskets word, dat om daardie agtergrond weer aan die voor te hou. En dit begin so: ek Johannes, julle broeder en julle deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om
om te sien watter stem het my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. En 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En dan gaan ons na hoofstuk 3, en ons lees daar in hoofstuk 3 vanaf die eerste vers, die 5de brief aan die gemeente van Sardes. En skryf aan die engel van die gemeente van Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan, hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Openbaring 3, vers 1. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Liefdes, die gereformeerde kerke van Suid-Afrika vertoon die embleem van 'n kerk op 'n rots. En dan is daar die lese onderaan wat sê, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Dis natuurlik 'n verwysing na die gebeure in Matteus 16, want daar het die Here Jesus sy disippels gevra, wie sê die mense dat ek is? En hulle antwoord toe, sommige sê Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Maar hy dring toe by hulle aan en sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus kom toe met 'n merkwaardige belydenis tevoorskyn, eintlik verstommend vir daardie tyd. Hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe sê die Here vir hom, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Bedoelende hierdie belydenis van Petrus, sal ek my kerk bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die Here se kerk staan of val op die belydenis van sy heilige naam.
Nou die stad Sardes, dit het in die antieke tyd, dit 'n oninneembare vesting gehad. 'n Vesting bo op 'n rots, 'n Akropolis soos dit genoem was. Dit het bykans 450 meter, amper 'n halwe kilometer, het dit bo die vlakte uitgestyg. Onmoontlik vir enige vyandelike mag om dit te bestyg. Die verdedigers van Sardes het geglo dat niemand daai kranse kon uitklim nie. Dat hulle posisie absoluut beveilig was. En daarom, ongelukkig vir hulle, is die steilste deel van daardie vesting onbewaak gelaat. Sardes het 'n reputasie gehad, die stad het 'n naam gehad, geen vyand kan hier binnekom nie. En tog het dit gebeur. Om die waarheid te sê, dit het 2 keer in die geskiedenis gebeur. Die eerste keer het die Perseërs dit ingeval op daai manier, en die tweede keer het Antiochus die derde se magte 'n paar dapper manne daarin geslaag om tot bo te kom en die enkele wagte wat daar was te oorrompel en so die stad se verdediging binne te dring. Die probleem was nie dat die vesting te swak was nie, maar dat die verdedigers te selfvoldaan geraak het. En daarom het Jesus se woorde aan hierdie gemeente in Sardes 'n besonderse kragtige betekenis. Wees wakker. As jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal sekerlik nie weet op watter uur ek op jou sal afkom nie. So die kerk kan nie bekostig om vol selfvertroue te raak nie. Geestelike verslapping lei tot die dood. Nou in hierdie opsig was die gemeente in Sardes presies die teenoorgestelde as die gemeente in Smyrna. Jy sal onthou dat daardie gemeente in Smyrna was aan die dood oorgelewer. Die verdrukking en vervolging was hulle aan die dood oorgelewer. Maar hulle het gelewe. Aan hulle is die kroon van die lewe gegee, soos dit daar staan. Sardes daarenteen het die skyn gehad dat dit leef. Dit het die naam gehad van 'n lewendige gemeente, maar dit was inderdaad dood. Dood of sterwend. Die lidmate is inwoners van die kerk op 'n rots. Hulle het 'n naam, hulle het 'n reputasie wat vas staan. Hulle het 'n belydenis agter in hulle psalmboeke, 'n belydenis wat al vir eeue die toets van die tyd weerstaan het. Hulle het 'n naam wat vir standvastigheid bekend is. Hulle is die nageslag van die pioniers wat 'n universiteit, 'n Christelike universiteit, op 'n belydenis grondslag op die been gebring het. En daai geskiedenis is in 'n boek opgeteken, en die boek het die naam My erfenis is vir my mooi. Ons voorgeslagte, al was hulle min, se invloed was oral waarneembaar, duidelik waarneembaar. Ook in die volk se kulturele en politieke lewe. Daar was destyds van die stem van Potchefstroom gepraat. In intellektuele kringe was daar met agting van die stem van Potchefstroom gepraat. Nou jy weet, geliefdes, die getye van die lewe kom en gaan. Soos die branders inkom en dan weer terugtrek. Soms gebeur dit dat die belydenislewe van 'n gemeente, selfs 'n kerkverband, dat daardie naam, daardie reputasie daar op die strand agterbly, nadat die gety teruggetrek het. En dit wat eens 'n skitterende erfenis was, is nou 'n droewige oorblyfsel van 'n verlede op 'n stuk droë sand. Uiteindelik word die afstand so groot dat daar nie meer 'n verband is tussen die water en daardie erfenis nie. Tussen die mooi verlede, tussen dit wat hom 'n naam besorg het
en sy teenswoordige droewige toestand. In die geskiedenis van Samson in die Ou Testament vind ons 'n voorbeeld van wat in Sardes gebeur het. Jy weet, Samson, daardie aantreklike en beminnelike held van die volk, juis daar in die donker tyd van sy volk se geskiedenis, was hy onverskrokke. En telkens het hy die Filistyne uitgedaag, telkens het hy oorwin, telkens het hy vasgestaan soos 'n vesting op 'n rots. Die naam Samson het sinoniem geword met krag, totdat Samson met die bron van daardie krag van hom uitvoering geraak het. En die afsny van sy hare was slegs die uiterlike, die simboliese voorstelling van die feit dat hy in sy selfvoldaanheid sy verbinding met die Here verbreek het. Sy verbinding met die een deur wie hy daardie groot naam verwerf het, dat hy daardie verbinding verbreek het. En toe hy weer die aanslag van die vyand moes afweer, het hy nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Dis Rigters 16 vers 20. Dis hoe dit daar staan. Die Here het Samson verlaat. En dit het uitgeloop op sy nederlaag, sy gevangeneming, sy blindheid en sy dood. Trouwens, nadat hy sy hare laat sny het, was hy vir alle praktiese doeleindes reeds dood en het sy groot naam vir hom verder niks beteken nie. En so is dit met die gemeente in Sardes. Hulle het die naam dat hulle leef, maar hulle is reeds dood. Soos die zombies in hierdie grieffilms wat julle sien, lewende dooie grieselgeeste op die kerk se boeke, kom hulle kerk toe. Ons kan hulle kerkmense noem. Dooie, sterwende kerkmense. En as bedienaar van die woord weet ek uit ervaring, en dis soms bittere ervaring, hoe moeilik dit is om vir kerkmense te preek. Want die kerkmens het hom in 'n bepaalde gemaklike kerklewe patroon, het hy hom tuis gemaak, en jy kry hom nie daar uitgewikkel nie, selfs nie met 'n koevoet nie. My lewe is reg, ek hoef nie bepreek te word nie. So asof ek 'n rou heiden is nie. Ja, soms is daar wel 'n reaksie, 'n rimpeling op die water se oppervlak, maar gou staan die dam weer spieelglad. En dan moet ek erken, watter moeite het ek nie ook met myself nie. Miskien teer ons nog op die kapitaal van 'n gelowige voorgeslag. Miskien hoop ons dat dit wat ons uit die verlede geërf het, dat dit nog genoeg sal wees. 'n Kerkverband met 'n goeie naam, gemeentes in daai kerkverband met 'n goeie naam, lidmate in daardie gemeentes wat bekend staan as Christene. Naam Christene. Wat 'n kosbare erfenis. Wat is daar beter as dat die een geslag aan die ander geslag dit kan nalat, hulle Christenskap. Maar ons weet, broeders en susters, jy word nie 'n Christen gebore nie. Jy moet een word. En jy kan mislei word om te glo dat jy die naam Christen van jou ouers geërf het, dat jy ook vanselfsprekend die lewe van 'n Christen geërf het. En dan baie van die wat Christene genoem word, stuur die Here sy droewige boodskap. Ek weet dat jy die naam het. Dis 'n groot naam, dis die mooiste naam wat jy ooit kan verkry, maar jy is dood. Daar's wel sommige wat nog leef. Volgens ons teks is daar 'n oorblyfsel. Party wat nog wakker gemaak kan word. Daar's diegene wat sterwend is wat weer bygebring kan word. Slaapwandelaars wat tot so 'n mate kan herstel dat hulle uit hulle doodslaap wakker gemaak kan word. Dat hulle weer waardig kan word om saam met die Here Jesus eendag in wit klere te wandel. En dat hulle verseker die toekoms kan ingaan met die wete dat hulle name onuitwisbaar in die boek van die lewe opgeteken is.
Dat hulle name veilig en geborge in God se gemeenteregister staan. Hulle staan voor die Here in wit klere. Hulle is waardig gevind om wit klere te dra. Hulle werke is volkome voor God bevind. En dan wil 'n mens sommer moedeloos raak. Nie waar nie. Want wie van ons se werke sal volkome voor God bevind word? Ons lees in Jesaja 64, ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Ja, jy het reg gehoor. Daar staan nie al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed nie, maar al ons geregtighede, ons beste dade, is soos vuil klere voor die Here. Hoe kan daar nog dan enkele persone in Sardes of hier by ons wees wat nie besoedelde klere dra nie? Wat maak 'n gemeente waardig om wit klere te dra? Wat maak dat ek myself in alle opregtheid 'n Christen kan noem? Wat maak dat ons as 'n ware Christen gemeente bekend sal staan? Kyk ons na ons belydenis, die Heidelbergse Katekismus, dan kry ons die antwoord. En daai antwoord lê terselfdertyd in ons teks opgesluit, dis eintlik voor die hand liggend. Waarom word jy 'n Christen genoem? Dis die vraag wat die Katekismus vra. En dan kom die eerste deel van die antwoord, dat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en dat ek daarom deel het aan sy salwing, en dan hierdie woorde, sodat ek sy naam kan bely. Sodat ek sy naam kan bely. Bely ek sy naam, kan ek myself 'n Christen noem. Bely ek sy naam, bely die gemeente sy naam, kan hulle self Christene noem. Bely Sardes sy naam, bely ons sy naam, dan sal Jesus eendag ons naam voor die Vader, voor sy Vader en voor die engele bely. Dis mos wat ons gelees het. En dit is wat ons Here self in soveel woorde sê, want ons lees in Matteus 10, elkeen dan, wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Dis die belangrikste werk wat ons volkome voor God sal bevind. Dis die een geregtigheid wat die gemeente van Sardes hulle wit klere sal gee. Dis die een enkele ding wat sal maak dat die Here Jesus eendag voor die hemelse Vader sal sê, hierdie een is my broer, en hierdie een is my suster, en hierdie gemeente is deel van my. Bely die naam van Jesus Christus, en jy lewe, en jy sal lewe. Bely die gereformeerde kerke van Suid-Afrika die naam van die Here, bely hulle dit volhardend, sal hulle 'n vesting op die rots bly, en die poorte van die hel sal hulle nie oorweldig nie. Hierdie is nie 'n vanselfsprekende saak nie. Broeders en susters, dit behels meer, veel meer, as om op 'n Sondag die apostoliese geloofsbelydenis na te sê. Dit beteken om op die Maandag teenoor die wêreld te sê, daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered kan word nie. Bely dit voor vriend en vreemdeling. En dit vra inspanning. Inspanning, want hoe kan jy die naam in alle erns bely, tydig en ontydig bely, as jy nie werklik die persoon ken nie? En die enigste manier om daardie naam te leer ken is om 'n disipel van sy woord te wees. Daar's baie ander name in die wêreld wat ons aangebied word, celebs, sportsterre, rolprentsterre, politieke verskietende sterre, mense waaroor daar aan mekaar gepraat word, geskryf en gelees word, oor wie selfs kerkmense baie weet.
Maar daai een naam, ons hoor miskien eenmal 'n week van hom, hier in die kerk, lees 'n stukkie hier en lees 'n stukkie daar. Maar dis ongelukkig nie 'n geval van dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor nie, want ons het net harte en monde wat leeg is. En die ernstige Bybelstudie word aan ander oorgelaat. Die ou tannies wat niks anders het om te doen nie. 'n Christus se psalms wat soggens en saans op ons voorouers se lippe was, hoor ons nou slegs Sondae flou weer klink tussen die kerkmure. En so, geliefdes, word ons stadig en geleidelik naamchristene. Ons het nog die naam, ons het nog die reputasie, ons het nog die erfenis, maar ons is sterwend, miskien reeds dood. Amen. Kom, laat ons dank. Ons genadige God, ons dank U vir ons Here Jesus Christus, met die skerp tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. Ons dank U dat hy diegene wat aan hom behoort, dat hy hulle in sy arm sal hou. Ons dank U dat ons aan hom kan vashou as die een wat ons kom haal het. Wat ons kom haal het nadat ons daardie een verlore skaap was, die een uit 100. Ons dank U vir ons Here Jesus Christus wat ons ingewag het, nadat ons dalk by 'n ver land was en al ons kapitaal en al ons erfgoed opgemors het. Ons dank U dat ons hom ken, en dat hy ons geken het, selfs toe ons hom nie wou ken nie. Ons bid dat ons dan met vrymoedigheid en met oorgawe en met toewyding, dat ons aan hierdie naam sal bind, en dat ons hierdie naam sal bely. Elkeen van ons individueel, hierdie gemeente, die kerkverband, oral waar sy naam in gees en waarheid verkondig word. En ons bid dit dan ook in sy naam. Amen.